So ek sien die diens as 'n kunswerk, en ek wil jou uitnooi om die diens as 'n kunswerk te sien. Daarom wil ek vir jou net 'n paar goed vooraf sê, voordat ons begin met hierdie kunswerk, want mens weet nog nie wat jy sien baie keer nie, jy weet nog nie wat jy hoor baie keer nie. So in hierdie kunswerk, weet jy, dalk nog nie, maar jy weet dat ons gaan praat bietjie uit Genesis, Johannes, en dan tel ons van Genesis se temas ook op in Openbaring. Daai taal is taal wat gaan rondom lig. Daar's lig, dit gaan bietjie oor water, dit is waternoutjies wat ek drink, maar daar's ook water. As ons kyk na Genesis en Openbaring, lig is 'n tema wat in die skepingsverhaal natuurlik na vore kom. Hierdie hout is hierso, want ons praat oor bome, as jy dit nie geweet het nie. So ons praat oor bome. En so gaan ons die kunswerk bou, en ek wil hê jy moet fyn oplet ook in die woorde wat ons sing, byvoorbeeld, is daar lig. In die een lied wat ons sing, hy is daar moet 'n God wees. Daar moet 'n God wees. So as ons kyk nie na die natuur, na die bome, na die veld, dan weet ons, daar moet 'n God wees. So iets daarvan kom in Genesis ook uit waarna ons gaan kyk. Die ander belangrike temas in Genesis het te doen met plek, nee, soos land en plek, en om te sien, om mekaar te groet, om te vra, waar is jy? En vir die rede wil ek vir jou vra, soos wat ons mekaar welkom sê vanoggend, draai na jou man of jou vrou toe, na jou pa, jou ma toe, dit kan iemand vreemds ook wees as jy wil waag, en dan vra jy, Carla, sit vir ons daai eerste skyfie op, dan groet julle mekaar vanoggend. En ek gaan nou in die teks gaan ek dit ook optel, dan groet julle mekaar op een van 3 maniere, in daai eerste skyfie. Dit is nou Zulu en Tswana, nee, en Capital. Okay. En vir 'n spesifieke rede, as ons praat van Ukai, dan beteken dit, waar bly jy? Waar is jy? Dis mos eintlik die letterlike vertaling, ons het Tswana gedoen op skool. En as jy praat van Sawubona, beteken dit, ek sien jou. Dis mooi, dis baie mooi. Die middelsteen is sommer net, daar in die Capies is dit hoe hulle mekaar groet, hy het nie spesiale betekenis nie. En selfs ons gewone taal, hoe gaan dit met jou? Sê iets van, ons loop deur die lewe. So, hoe loop jy? Loop jy nog in balans, met ander woorde? Ons kan dit so vra. So ek los dit heeltemal vir jou oor. Jy kan begin aan die linkerkant en iemand antwoord aan die regterkant as jy die blou kies. Of jy kies die middelsteen, dan sê iemand, "Away mas 'n kind," né? En dan sê die ou aan die kant, "Away, how's it my broer?" En dan sê die volgende een, "Lekker." En dan antwoord jy, "Shot mas 'n kind." Ons het in 'n Engelse medium skool groot geword, en as jy sê, dit gaan goed of lekker, en ek en Brian, en shot, Brian, shot. En dan so gaan dit aan. So ek wil hê jy met mekaar so groet vanoggend, kies vir jou daarso, ek gee so 'n paar lang sekondes, en dan gaan ons aan met die woord en met die seëngroet. Goed, ons is deur hom, dink ek. Jy het vir mense gevra, waar is jy? Jy het geantwoord, ek is hier. So jy Zulu gedoen het, ek sien jou, né? So ek herken jou, ek sien jou. En so groet ons mekaar dan in hierdie plek. Ons is teenwoordig. So ons is ook teenwoordig as kinders van die Here in sy huis. En deel van die kunswerk is dat my wotum kom uit Openbaring, die taal wat ek gebruik, wat ons in Genesis ook gaan hoor. As ek sê, dit is my wonderlike voorreg vanoggend om jou te groet in die naam van die Alfa en die Mega, die begin en die einde, genade en vrede vir jou van God en van die Lam. En uit dit uit kom die rivier van die lewe, wat verbyvloei, verby die boom van die lewe, waarvan die blare vir ons genesing bring en die vrugte ons voed. Daai God ontmoet ons vanoggend. So kom ons staan, ons kyk vorentoe en dan sing ons lekker saam. Gaan hier vir ons bid vir die opening van die woord en dan sing ons nog 2 liedere saam. Ons Hemelse Vader, as ons voorberei om uit die woord uit saam te lees en ons is hier in die teenwoordigheid, dan kom ons met ons vrae na U toe. Ons kom met ons verhale na U toe. Kom leer ons, Here, ons is bereid om te hoor en te luister wat U van ons vra. Soos in Johannes sê U, doen. Dit is waar die liefde gaan. Amen.
ek wil kom staan. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld of op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardebodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens lewend en siel geword. Ook het God die Here 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daaraan het die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak, en van daar af het dit verdeel en 4 riviere geword. Die eerste rivier is die Pison, en die loop rondom die hele Gabila, waar daar goud is, en die goud van daardie land is gesuiwer. Daar is ook balsam en onyx. En die tweede rivier is die Gihon, en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris wat oos van Assirië verbyloop, en die vierde is die Eufraat. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Here gesê, dit is nie genoeg of goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring, om vas te stel hoe hy elkeen sou noem en wat die mens elke lewende wese sou noem. Dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie helper, 'n gelyke gekry nie. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. En toe kom maar 'n wending in die storie, en daarvoor gaan ek net gou skuif. Dan weet ons wat in die wending gebeur het. Die slang was listiger as al die diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik om dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind kom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin, maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Daai groet wat ons in die middel gedoen het, of in die begin gedoen het, waar is jy? En die mens antwoord,
Ek het hier hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het, om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my gelei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, en op die maag sal jy syn en stof sal jy eet jou die hele lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hinker, en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou te doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dussels laat uitspruit en jy sal velplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy en stof weer sal jy word. Die mens het sy vrou Eva genoem, sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle het dit aangetrek. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword, deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat, en daarvan eet, en altyd bly lewe nie. Daarom het die Here die mens weggestuur uit die tuin van Eden, uit en die aarde gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf en om toegang tot die boom van die lewe te bewaak het verbied. Hy het oos van die tuin van die Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg het. Daai in Genesis, en dan wil ek tog saam met julle net lees dat ons Johannes ook net saam lees, op die bord sal dit verskyn. Ek is die ware wingerdstok, sê Jesus. En my Vader is die boer, dink aan die tuinmetafoor weer, né? Elke loot aan my wat die vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gegee het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie aan my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou, so sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Daar's nou eens sommer 'n lekker lang deel nie wat ons saam gelees het, maar daar's mooiste dele wat by mekaar pas, as ons dit so saam lees. So ek wil net 'n paar inleidende opmerkings maak oor die raakvlakke in hierdie teks. Nou, wie het Johannes geskryf? Johannes, né? En Johannes het ook ander boeke geskryf. Johannes is hier van die latere boeke in die Bybel, as jy nou kyk in die kronologie hierso 85, 90 na Christus. Nou Johannes het ook Openbaring geskryf. So Openbaring hoor ons van hierdie mooi skepingsverhaal ook, wat teruggryp na
Genesis toe. So daar's baie mooi raakvlakke in hierdie tekste wat ons nie moet mis nie. En Johannes speel byvoorbeeld met die woord lig in 1 Johannes. Ons kan dit weer teruggryp daarna na God wat die lig maak in Genesis. Dit is baie mooi. As ek nou een boek moet kies, ek weet nie wat jy sal kies nie, dan kies ek Johannes. As hierdie plek vergaan, dan sê ek, Here, gee net vir my een boek en dit sal Johannes wees. Johannes word ook genoem die disipel van die liefde. Ek dink, dit klink vir ons asof hy 'n spesiale plek gehad het in die hart van die Here. As dit so was dat die Here wat broodjies gehad het, dan was dit waarskynlik Johannes, né? Okay, so dis Johannes. En dan is dit spesiaal, want ons weet ook in Johannes kom daai een vers wat jy van kleins af geleer is, oor wat die Bybel sê, kom in Johannes voor, want, hoe gaan hy? Want so lief het die God die wêreld gemaak, dat hy sy enigste seun gegee het. Nou kom ons sê, dit is so min of meer in die middel, so nie reg in die middel van die by nie. Maar dan het ons Genesis aan die een kant, ons het Openbaring aan die ander kant, Johannes is in Openbaring, hy is op eiland, die Patmos eiland. Ek dink hy het soveel mirakas veroorsaak, dat die Romeine hom na Patmos toe geskuif het, want hy is eintlik so van 'n ballingskap gewees. Bly jy nou daar, want jy maak vir ons 'n moeilikheid. Wat 'n moeilikheid maak, want hy praat oor die liefde. Hy praat oor die liefde van God. En dit gaan een van die deurslaggewende momente vir ons wees, eintlik vandag ook as ons praat van die liefde. So daar's by jou 'n paar punte. Hulle sê Genesis geskryf, die ou denke van Genesis was geskryf, gedink dat hy geskryf is so 1450, wat ons so min of meer daar by Moses natuurlik plaas, en toe het ons altyd gesê, dit is 'n boek wat Moses geskryf het, Genesis, maar ons is nie meer daar nie. Ons sien in Genesis verskillende mense wat skryf, daar's 'n tipe van 'n priesterlike bron, mens kan dit in die taal sien, daar's 'n Jahwe-bron, wat ons sien iemand wat stories oor Jahwe vertel, en later is dit eers waarskynlik saamgestel, of finaal saamgestel, hier in die ballingskap tydperk, wat ook 'n belangrike ding is, wat ek sommer nou al wil noem, die hele ding van plek, né? Wat ons gepraat het, waar is jy? Plek, ballingskap, ek is nie by my plek nie, ek is nie by my huis nie, ek is nie in die tuin van Eden nie, die plek wat die Here vir ons gemaak het. So daar's 'n belangrike ding om van kennis te neem. Ek wil nie vandag praat oor is die man nou dit teenoor die vrou, en is die vrou nou dit nie, en ons weet hoe die grappies gaan, ons weet dit kom uit die ribbebeen uit, nie die voete nie, daar's seker mooi grappies vir dit verduidelik, maar daar's ander maniere om dit ook te verstaan. So ons het vrae daaroor, ons weet ons het vrae oor 'n klompie goeters. Ons het ook vrae oor Johannes, die deel wat ons gelees het, die lote wat weggegooi word. Gaan ek nou hel toe of gaan ek nou nie hel toe nie? Die lote, jy doen nie wat ek vra nie en daarom gaan jy hel toe. Dis nie wat dit sê nie. Ons gaan nie oor alles kan praat nie. Ek wil die invalshoek vandag vat op bome. Boom kom natuurlik in die tuin van Eden voor. Boom kom ook in Genesis voor, bome kom oral in die Bybel voor. En daarom wil ek begin deur vir jou te vra, wat is dit wat jy onthou van bome? So ook net daar, vinnig 'n paar sekondes. Sê net vir mekaar, wat onthou jy van bome, of wat staan vir jou uit oor bome? Hier is my prentjie van 'n boom, my poging, hier is my poging. Ek het altyd 'n boom so aan die kant geteken, want ek voeltjies geteken en so. So ek weet nie of jy dit ook so geteken het nie. Hier is 'n boom. En miskien onthou jy van 'n mooi storie wat jy gehad het oor bome. Vertel net gou vir mekaar, wat is dit? Wat onthou jy van bome? Ek gaan dit hier opskryf. So 'n paar lang sekondes daar. Julle kan nie so stil bly nie. Ek is seker daar's 'n paar mooi stories oor bome. Kan jy ten minste onthou wanneer het jy laas in 'n boom geklim? Ek sal dit nie van ons aanbeveel nie, ook nie vir my nie, meer nie, maar ja, ek is seker jy onthou jy het in 'n paar bome geklim al in jou lewe, nê. Okay, goed, kom ons skryf so 3 dinge net neer, en dan gaan aan die einde van die boodskap sal ek weer terugkom na dit. Wat weet ons van bome? Waarvoor is bome bekend? Vrugte. Kan ons skryf hier vrugte. En my mooiste hieroglife. Ek het altyd as ons die ding doen, Roel, jy sal ook weet, maar ek doen dit so, daar's 'n knoppie, en ek druk 'n knoppie,
En dan staan nie spelfoute nie. Goed? Wat is daar nog, wat ons weet van bome? Braai. Hoor ek reg, was braai. Goed, ons gaan braai. Wat doen ons in Suid-Afrika? Ons braai. Skaduwee en? Skaduwee, dubbele skaduwee. Skaduwee kwadraat. Skaduwee. Goed, Henny. Rook. Boomrook. Daar's mooi uitdrukkings vir bome. Daar's nog 'n paar, né? Wat se uitdrukkings wat in Afrikaans vir bome? Hoe gaan die takke wees? Deur die blare. As ons hier na toe kom in die oggend en ons nog gee ons koffie, ons deur die blare. Is daar nog iets? As jy groen is, kan jy bome omhels. Kom ons noem die omhelsing. En dan het ek nog een ding gehoor, ergens. Wat was die ander ding? Suurstof. Lewe. Suurstof. Ok, kom ons hou dit daarby. Ek het net een bladsy. So daar is ons bome. Ek gaan terugkom na daai bome toe, wat ons weet van bome. Nou as ek dieselfde vraag gevra het, sê net maar 'n paar duisend jaar gelede, dan weet ons, sou julle as die mense in die antieke tyd ook vir mekaar kom stories vertel. Hoor jy, onthou jy daai ou, man, hy het daar aan die boom gekling, hy het sulke deftige klere aangetree. Ja, mos nie ons geld vir hom nie. Ja, wragtig. En toe kom Jesus daar aan en Jesus kyk vir hom en sê, kom af man. Is dit nou wat jy moet doen om aandag te kry hier? Want Jesus het toe nou mos by hom gaan kuier, né? So, ek wil ook by die Here kuier. Okay, so volgende keer sal dit ek wees wat in die boom klim. Of, daar was dalk 'n nuusberig, belangrike man dood aangetref, dit is die boek, waar hy aan sy hare hang in terpentynboom. Wonde toon aan dat die man gesteek is. Betroubare bronne vertel dat sy muil onder hom uitgeloop het en hom daar weerloos tussen hemel en aarde gelaat het. Okay, so hulle kon ook stories vertel van bome. Wat 'n storie was die eerste een? Saggeus. Wat een was die tweede een? Absalom. Okay, Carla, help ons met hierdie prentjies. Die eerste prentjie daar is van die terpentynboom. So daar is die terpentynboom. Jy kan nou vir Absalom daar ergens sien hang. Sien jy hom? Okay, jy sien hom. Goed. Interessant, van die vertalings sê akkerboom of eikeboom. Ons weet nie, dis eintlik vreemd. Die Bybel het verskillende vertalings, selfs vir die Genesis teks. En dan die tweede boom, die volgende een, is die wilde vyeboom. Okay, so daar is die wilde vyeboom. Ergens daar sien jy vir Saggeus. So, hy kan nogals groot ook word. Natuurlik hierdie bome is groot, klein. So Saggeus is daar. So daar is van daai bome. En as bome kon praat in die volgende paar skyfies, maar wag, hulle kan praat. Okay. So kom ek wys vir jou 'n paar bome in die Bybel en so min of meer waarna ons gaan en waarna ons kyk as ons hierdie bome sien. So dan het ons die eikeboom. Daar is die eikeboom van Mamre. En daai boom sal jy dalk onthou in Genesis 18, Abraham sit in die skaduwee van die eike van Mamre en hier ontmoet hy die Here as 'n gas en ontvang die belofte van 'n seun. Okay, so dis Abraham. Dis eintlik waar die hele ding begin. Die beloftes van 'n nageslag van baie mense en God, die verbondsgod, né? 'n plek van ontmoeting, gasvryheid, 'n belofte boom. Dink ook Genesis, daai plek. Goed. Dan die volgende een is die akasia hout. Wat bekend is van die akasia hout, Eksodus 25, is dat die verbondsark van akasia hout gemaak is. Dit is natuurlik oortrek met goud. Ietsie van om heilig te wees, om heilig te maak, hout wat heilig maak, om die doel en die teenwoordigheid van die Here daarin raak te sien en te beleef. Dan kry ons die seder van Libanon. 1 Konings, die seder is 'n simbool van majesteit en standvastigheid. Die tempel van Salomo, né, is van sederhout gebou. Ietsie van die boom van krag, skadu, hier het ons skadu, eer. Die volgende boom is die olyfboom. In baie in die Nuwe Testament kom die olyfboom na vore. In Genesis 8, Romeine 11 praat Paulus en hy sê hy praat eintlik met my en jou. Hy sê julle is eintlik die heidene wat in die stam van die olyfboom wat Jesus is ingeënt is. Dit is 'n baie mooi metafoor. Die olyfboom is 'n simbool van vrede, verbond, verbondenheid. Ons is die
Ons het die reg om kinders van God genoem te word. Dit kom uit Johannes uit, ook mooi nie. In die inenting van hierdie boom. En dan mosterdboom, mosterdsaadjies, ons weet almal daar, is die volgende boom daar, is die mosterdboom. Hy word nie noodwendig indrukwekkend groot nie, maar uniek dat hy baie klein is. God kom in die kleinste geloof, die wonderlikste groot goeders doen. Nee, so moenie bekommerd wees as jou geloof, of as jy partykeer voel dat jou geloof klein is nie. Die volgende een wat ons vinnig noem, is die wingerdstok. Is die wingerdstok 'n boom? Is hy nie 'n boom nie? Ek weet nie. Hy het 'n stam, maar Jesus sê, bly in my. Daar is natuurlik die groot prentjie wat vir ons uitkom, die bly in my. En die bly is vir ons baie spesiaal in hierdie opsig, want God sou ook wil gehad het in Genesis om vir Adam en Eva te sê, bly in my, bly by my. Dis die teenwoordigheid wat ek soek. Dis die samesyn wat ek wil hê. En dis nie wat die mens gedoen het nie. Ek gaan meer daaroor sê. Dan kom ons by die palmboom. Ons ken die palmboom as Jesus in Jerusalem ingaan, die palmtakke. So dit is 'n simbool van oorwinning, van fees, van eer. Palmboom is nou nie vir my so great boom nie. Ek moet eerlikwaar sê, as jy palmtakke wil hê, as jy 'n boom wil hê, kan jy 'n paar palmbome by ons kom kry. En as daai palmtak val, is ek altyd so bang vir my honde, want hy val teen 'n spoed en swaar. Enige van hierdie houtsonke is baie, baie swaar. Volgende bome is die doringbome. Hierdie een spesifiek aan die linkerkant, noem hulle 'n silkvlas tree, maar doringbome in die algemeen, Genesis 3, Matteus 27, en ons weet dat na die sondeval word dorings en dussels genoem. Van dorings, wel, word Jesus se kroon gemaak. So is iets spesiaal daarvan om te besef dat hierdie dorings en dussels in Genesis, met in die sweet van jou aangesig sal jy werk. En hierdie dorings is eintlik half die simbool dan van die sonde van die wêreld wat Jesus dan van hierdie boom op sy kop het. Dis 'n ongelooflike mooi metafoor om so daaraan te dink. Daai sonde wat hy letterlik op 'n manier gedra het. En dan wil ons ook nog sê, selfs die sitrusvrugte kan dorings aan het. En ek weet nie, miskien het Eva 'n doringboom gehad en miskien was die vrug, wat was die vrug? Ek weet nie, ons het altyd gedink is 'n appel. Ons weet dat as dit 'n doring was, 'n vrugteboom was, dan was daar moontlik dorings gewees. OK, so dis sommer net 'n paar bome in die Bybel. So kom ons gaan na Eden toe. Ons begin by die begin, in Genesis. As ons praat van Genesis en ons praat van Eden, dan is Eden die plek van plesier. Dis die plek van genieting. Dis die plek van om heel te wees. Dit is ook om die boom van die lewe daar staan, want die lewe is 'n simbool van heelheid. Dit gaan nie net oor die fisiese lewe nie, dit gaan oor die verbondenheid. En dit gaan daaroor dat byvoorbeeld in Openbaring die boom vrugte dra en ons eet en ons word gevoed deur die boom. Nou in die volgende kaart net gou vir jou wys, daar's 'n paar moontlikhede vir waar Eden was. Jy sal nou Afrika daar herken, heel regsbo is daai deeltjie opgeblaas aan die regterkant. Ons kan dit nie so mooi sien nie. Daar's 'n kolletjie en daai kolletjie is die Efraatrivier, is een van die riviere gewees in Genesis. Daar's ook riviere in Openbaring natuurlik, die rivier van die Lam, soos wat ek in die woording gesê het, en van God af. Die Strait of Hormuz, by the way, so terloops, is hier aan die regterkant, daar van die land so opgaan. Daar is die sogenaamde Strait of Hormuz. Ja, die goed wat die mense nou so oor beklei, en Amerika sê, ons gaan nou julle bombardeer as julle nou ons skepe dit en dat. Dit is waar dit is. Daar is die Persiese golf, nou reg daarbo in daai holtetjie is 'n moontlikheid van die tuin van Eden. So waar is die tuin van Eden? Nie daar nie. Die tuin van Eden is daar die plek, daar die land, daar die teenwoordigheid, die okai van waar die Here saam met jou wil tyd spandeer. So dis die tuin van Eden. En die bome in Genesis is 'n motief om te sê van hierdie is die teenwoordigheid, die genieting van die Here, die verhouding wat God beplan het met ons, wat hy in Openbaring herstel aan die een kant of vervul, hy het dit vroeër herstel. En dan is die boom van kennis, van goed en kwaad. Party vertalings sê net die boom van kennis. Ander sê die boom van kennis reg en verkeerd. Ander vertalings sê die boom van kennis goed en kwaad. Dan is die boom van kennis van goed en kwaad die simbool van die keuse wat ek en jy gemaak het om nie te kies vir die teenwoordigheid van die Here nie. Ons dink Genesis het te maak met
jy het nou dit gedoen en nou gaan jy uit die tuin uitgaan, jy gaan nooit weer terugkom nie. Ons sit met wanopvattings oor God se karakter uit die Bybel uit, onder meer daaruit en hoe ons dit sien, want dit is nie waar dit gaan nie. Dit gaan daarom te sê dat as jy kies vir hierdie, dan kan jy nie hierdie hê nie. Dis amper soos om te sê, jy sit die lig aan, en nou weet jy wat is daar, en nou kan jy mos nie vir die lig afsit nie. So as jy nou kies vir die boom van kennis goed en kwaad, dan kan jy in die motief van die storie eintlik nie weer teruggaan na die boom van lewe toe nie, want daai is nie meer dit nie, dit is nie meer daar nie, daai idee wat God gehad het om met jou en my verhouding te hê, het skade gekry. Hy het skade gekry, groot skade gekry. En daarom sien ons dat God twee goeders doen. Met Johannes, in die middel van hierdie motief van die storie, die groot verhaal, is daar, God het die wêreld so lief gehad. In die einde weer die boom, die ten volle herstel van die aanvanklike plek, die genieting van die verhouding met die Here. So as ons kyk na die kruis, dan is dit vir my baie interessant, nee, want dit is soos 'n pirate map. Ek het baie van seeroowers gehou toe ek klein was. En die avontuurweek kom voor, en miskien gaan hulle sulke goeters doen. Maar as jy nou kyk na waar is die genieting, die plek van eding, die nabyheid van die Here, dan kyk ons na die groot verhaal van die Here, wat omarm word deur hierdie twee bome van die lewe en die lewe, en ons sien nog 'n boom in die middel, daar waar God die kruis getrek het op die kaart. Hierdie kruis, die boom, vat jou terug soontoe. Maar omdat ons gekies het, die mens, die Adam, is eintlik 'n generiese term, die mens, vir nie die teenwoordigheid van die Here af nie, sit ons nog met die verantwoordelikheid vir die boom van kennis goed en kwaad vir ons gee, om te moet keuses maak tussen wat reg en verkeerd is. En dis eintlik die groot dilemma. Ons het gedink vir baie lank, dit beteken, is 'n lysie, dis nou reg en dis verkeerd, en dis nou reg en dis verkeerd. Maar waarvan hierdie praat uiteindelik is die moraliteit van die mens, die agentskap van die mens. Ek en jy moet keuses maak in die lewe. En ek kan kies vir goed, maar as ander mense wat kies vir moeilikheid. Ek kan op die beste manier bestuur wat ek doen, né? En dan kom iemand anders en hulle ry my vas. Daai kruisie sê, daar is herstel moontlik en kom in daardie herstelverhouding, maar eers aan die einde in Openbaring word dit ten volle nuut en heel gemaak. So dit is die betekenis van daardie, is eintlik 'n verskriklike mooi metafoor, maar daar's niks fout met die boom nie. En van die vrae wat ons het, gaan ek nou nie vandag beantwoord nie, maar jy sal ook weet byvoorbeeld, as jy lees, wat het met die slang gebeur? Arme slang. Eet 'n slang stof. Slang eet nie stof nie, nee? Soos daai grappie wat sê die hele tyd melk, wat drink 'n koei? Melk. Kinders sou dit al vir jou vra, daar kan trap jy aan daai slaghuister. Okay. So 'n slang, sê die Bybel, is vervloek en hy sal die res van sy lewe sal hy seil op sy maag en hy sal stof eet. Jy weet 'n slang eet nie stof nie. So die vraag wat ons in Genesis vra is 'n ander tipe vraag. En dis hierdie goed waaroor ek gepraat het, die nabyheid van die Here, die keuse wat in jou voorgehou word, die vermoë wat ons het om die hele tyd te sê, nee, is nie ek, dit is die slang. En daai een sê weer dit, en daai een sê dit. So ons het hierdie keuses wat ons maak in die lewe, en ons staan buite daardie volmaaktheid, wat God dan beloof om uiteindelik reg te maak. So die Bybel is in die eerste instansie 'n verhaal. Ek dink dit is deel van die les hierso, as ons kyk na die boom, en as ons kyk na die metafore, as ons kyk na die taal, en ons weer as verskillende tipe stories, Daar's apokaliptiese literatuur, en dan is daar 'n hele sangbundel in die Bybel. Psalms. En so weet ons dat Genesis ook 'n sekere tipe materiaal, so moet asseblief nie van Genesis maak, dat hy noodwendig 'n geskiedenisboek moet wees, of dat hy noodwendig 'n adreskindeboek moet wees nie. Dit is so, daar's een, ons kan spekuleer, en dit is fantasties om te spekuleer, maar sien die groter motiewe raak. As ons kyk na die man en die vrou byvoorbeeld, ons is in die moeilikheid by die Here, as ons uit daardie teks wil sê, die man heers, soos letterlik dan nou, in hierdie opsig oor die vrou. Dis nie wat die verhaal sê nie. Ons is eintlik disrespectful teenoor die woord, as ons dit so hanteer. Sien, uit die taal wat Adam gebruik, as hy sê, iemand soos ek, en in Hebreë sien jy dit baie mooi, Isha is dieselfde woord,
Dis presies dieselfde woord, hy het net ander tekentjies en goedjies, sodat die Hebreërs kan onderskei. Hierdie is man, hierdie is vrou. Maar hulle het net die konsonante gehad, soos as jy sê koning in Hebreëus is Melek, MLK. Hulle kon nie lees, hulle het nie vokale ingehad nie. So Isha is presies dieselfde. Dit sê eerder iets van die medemenslikheid, en dit sê iets van die kompleksiteit van 'n man en 'n vrou. Dit sê iets van die spanning van mag in ons lewe, en dit gaan altyd daar wees. Maar mede, uit my ribbebeen, mede ek, mede mens. Dit is verskriklik mooi om dit so te verstaan. So ons moet die Bybel so sien as 'n verhaal, maar daar's meer as een skepingsverhaal, het jy dit geweet? OK. En ons betekenis hierin, soos vir meer as een boom is. As jy gaan kyk na Genesis 1, ons het die Genesis 1 gelees nie. In begin het God die hemel en die aarde geskape. En dan het Nadia vir ons begin lees, en sy het gelees, nou nie in die woorde nie, maar hier is die begin. So, ons sien eintlik in Genesis 1 'n sekere tipe skepingsverhaal, en ons sien in Genesis 2 'n ander tipe skepingsverhaal. Dis die duidelikste skepingsverhale wat ons sien, maar dan sien ons ook ander skepingsverhaal, of ten minste skepingsmotiewe in die Bybel. En dit is belangrik om dit te verstaan. So as ons kyk na Genesis 1, ek gaan 'n paar goedjies nou verbygaan, maar daar's verskeie skepingsverhale. So ek wil gaan Karla na die geel skuif en na die twee skepingsverhale toe. So ek kyk gou gesom met my na die twee skepingsverhale. Genesis 1 ken ons. Dis die groot skepingsverhaal. Die Psalms doen ook baie daaroor. Dit is die kosmiese perspektief. Hulle praat van die kosmiese perspektief. Die woord daar vir God wat genoem word is Elohim, die groot God, die almagtige God. En aan die regterkant sien ons dat dit is 'n plaaslike perspektief. God maak bemoeienis om daar in die grond en in die stof, slang was ook in die stof, te wees saam met jou. Baie mense beleef God as die groot God, die almagtige God daar ver, en Genesis 2 sê, ek is daar by jou, in die stof, in die klei. En as hy praat van Adam, dan beteken dit amper letterlik, God het uit die grond, het hy die mens, die Adam, by mekaar gesit en by mekaar gevoeg. Dis waar God tyd spandeer. En dan kom Johannes later, dan sê hy, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en die woord het mens geword, en onder ons kom bly. Die Okai, daar waar God wil wees, is waar die huis is, die teenwoordigheid van die Here. Dit is van die belangrike motiewe. Die tweede verhaal praat van Jahwe, dis ook ons weer, daar's verskillende skrywers gewees, want in die eerste verhaal praat ons van 'n moontlikheid, in elk geval Elohim, El Shaddai, of die God van die hoogtes, met Elohim veral, en dan die tweede een praat ons van Jahwe. Nou Jahwe is eers later, dit is die verbondsgod. Dis die benaming van God, wat sê, maar ek is die God wat ek is, en wat 'n verhouding met jou wil hê. Okay, so daar is 'n paar van die temas dan in Genesis 2 wat inkom. Dit is verbondenheid, ek het die temas weer op die bord, tuin as 'n plek, veiligheid, voeding, eenheid saam met God, die hele ding tussen om te doen en te wees, nee? Hierdie beeld sê vir ons, God wil saam met ons kom wees. Ons almal wil baie dinge doen vir die Here, maar die Here sê, word geplant soos wortels, skiet jou wortels en wees saam met my. Kom spandeer tyd onder die boom waar die skaduwee is, waar daar hitte is en rook partykeer, daar waar ons eintlik al vuil ryk, kan ek maar amper dit sê, en waar ons tyd spandeer saam met mekaar. Kom ons verken nog 'n paar bome, en dan wil ek nou regtig persoonlik raak vir ons vandag. 'n Paar bome in die Bybel het my nog altyd aangespreek, want bome is duisende jare oud. Hierdie boom, die volgende een is die Methuselah. As jy kan spring daarso, Karla, die Methuselah boom is 'n dieneboom. Hulle sê hy is tot 4800 jaar oud, né? So dit plaas ons hier voor die piramides. Is dit nie fantasties om te dink dat as jy daar by daai boom sou kon staan, ons weet nie presies watter een van hulle dit is nie, want die plek van die boom word bewaar, want daar's 'n sondeval gewees, en as ons nou by die boom staan, wie weet wat doen ons met die boom? Ek speel nou sommer, maar ons weet nie, want ons bewaar die boom. Net sommige mense weet. En dit is wonderlik om te weet dat as ek aan hierdie boom vat, dan vat ek 4000 jaar terug, as jy kom. Die volgende boom is die Old Chico, dis 'n Noorse spar, met wortels wat ongeveer 9000 jaar oud is. Nie die boonste deel van die boom nie, maar die wortelstelsel. Eenvoudige boom.
Die Cyprus van Abarki, 4000 jaar oud. Dan kom ons by die langste boom in die wêreld, die Hyperion. En die Hyperion is een van die redwoods, ek dink dit is in Californië. Dis hoe groot hy word so 115 meter groot, geef jou min of meer die idee van hoe lank hy dan nou is. En dan kom ons by die volgende in die Arbol del Tool, wat die omtrek omtrent 54 meter is. Jy gaan nie om kan omvat nie, né? So daar is 'n paar foto's daar. Miskien as ons almal hier so staan vandag en ons hou hande, dan kan ons om daardie stam van die boom kom. Die laaste ding wat ek hier wil noem is Pando. Pando beteken ek sprei. So daar's die boom, en dit is 'n tipe boom wat homself op 'n manier kloon. Ek gaan nou sê daaroor, daar's meer om te sê hierso, maar kan jy glo 60.000, 80.000, ek het hierdie gaan soek en weer gaan soek en weer gaan soek. Hoe kan dit 60.000 jaar wees? Wel, God doen ongelooflike goed. God doen ongelooflike goed. Die volgende boom is 'n baie, baie spesiale boom. Groot impak. Hierdie boom het groot impak. Hierdie boom nooi alle mense uit om in sy skaduwee te kom sit. Hierdie boom nooi mense uit om iets van die liefde en die hitte van die Here te kan beleef. Hierdie boom nooi die wêreld uit om hier te kom speel in sy takke. En ek en jy is daai boom. Ek en jy is daai boom. Die Here is lief vir alle bome, maar hy het hierdie een ook geplant, en dis ek en jy. Ek wil vir jou 'n vinnige kaart gee wat ons gebruik in pastorale narratiewe terapie oor 'n boom. En ek wil hê dat as jy vandag nou heen gaan, dan dink jy aan hierdie boom as jouself. En jy vra, wie is ek in hierdie boom van die gemeente, maar wie is ek as mens? En in pastorale narratiewe terapie noem ons dit ook die Tree of Life, die lewegewende boom wat ek en jy is. So as ons kyk na daardie boom, dan het daardie boom grond en wortels, hy het 'n stam, hy het takke, hy het blare, hy het vrugte, storms en seisoene. En dan kry ons 'n paar prentjies. As jy prentjies wil gaan teken, is jy welkom om dit te doen. Dan teken jy die prentjies, en in die wortels van daai boom gaan dit dus oor, wat is ek, waar is ek geplant? Wat is ek en waar is ek geplant? Die bedoeling was dat wat jy geplant is in die tuin van Eden, as deel van daai bome, né? In die teenwoordigheid van die Here. Nou dit is waar ek daai mooi prentjie van Pando weer wil opsit, Carla, as jy ons kan help die volgende een. Hoeveel bome tel jy daar? Wat 'n raai? 4.000. Dit wat jy sien is so ongeveer 40 tot 46.000. Hier is die kenmerkende ding van daai boom. Daai is een boom. Daar is een organisme. Daar is bome en daar's wonderlike goed oor bome wat in die wortelstelsel met mekaar praat, dat as hy iets beleef aan die ander kant van die woud, dan kan hierdie boom dit eintlik al reageer. Maar daai is een boom, sodat hulle noem dit 'n klonale boom. Ek en jy is gebind aan mekaar. Frans, dit is daai tema wat jy so ook al vinnig genoem het. In voorbeelde van Paulus byvoorbeeld sê, ons is een liggaam. Ons is een liggaam. En as ons daardie boom is, dan kan ons nie los van mekaar staan nie. So ons is een boom, een liggaam. Van die vrae wat ons vir mekaar kan vra daar, hierdie moet ek eintlik op 'n manier vir julle laat kry, nê, is waar kom ek vandaan en watter mense en plekke het my gevorm? Watter waardes, tradisies en herinneringe dra my? Van die geloofsvrae kan wees, hoe het ek God se teenwoordigheid deel geword van my familie of my lewensverhaal? Daar's 'n mooi vraag wat ons dan hanteer. So dis waarom hierdie boom jou vra. Die volgende deel van die boom is sy stam. Vanoggend toe ek aantrek, sê ek, my broek sit so 'n bietjie styf. My stam het al bietjie uitgesprei vanoggend, soos van julle sin ook. Nou die stam, in die volgende prentjie sien jy, het jaarringe. Jy kan dit hierso ook sien. As jy na die tyd kom kyk, sien jy die eintlik groeiringe van die boom. En jy kan sien waar daardie stam vuur byvoorbeeld gehad het, of daar was ys of goeters. Van daai groeiringe gaan baie jare terug natuurlik, hier in die linksonder, tot en met die 1500s. As ons daar vra aankoppel, watter eienskappe en waardes beskryf jou die beste, oor wie jy in die lewe is? Ander vraag kan wees, is jy bewus van wie jy is in God, as deel van die groot Pando, as deel van die groot boomstelsel, as deel van die lewe? En wat is dit, as God jou dan sy kind noem, en Johannes sê, ek het jou gemaak, sodat jy nou weet, jy mag my kind wees, maar bly in my, daardie oproep
van die Here. En daar is 'n paar bome oor die, en dan die volgende een is die bome se takke. As ons in narratiewe terapie praat, dan praat ons van die bome se takke as ons drome en ons ideale. Kan jy nog droom? Kan jy jouself nog indink dat God het drome en ideale vir jou familie, vir jou menswees, vir hierdie doringkloofboom van ons, en God wil daarmee ook help. Dit is daai wonderlike vers in Jeremia wat sê dat, ek weet wat ek vir jou beplan. Ek beplan 'n toekoms, ek beplan vir jou 'n verwagting. Ons gaan na verskillende kante toe met daai vers, we gaan nou nie te veel daaroor sê nie, maar dit sê eintlik iets van God se bedoeling, reeds vanaf Genesis, dit is wat ek vir julle beplan. En dan kom die boom van kennis goed en kwaad, maar dan kom die kruis op die kaart, en dan kom uiteindelik die ander skepingsvraag. So die takke se vraag kan wees, waaroor droom ek nog, wat hoop ek nog om te vermag aan die toekoms? Waarheen dink ek nooi God my om na te groei? Waarheen nooi God jou as deel van hierdie boom in ons gemeente? Dan kom ons by 'n lekker deel van die boom. So as jy nou rondry en jy sien hierdie boom dra vrugte, dan is daai, kan dit reg wees? Dis vrugte. Dis 'n koffieboom. En ek was heel verbaas om te weet dat koffie is eintlik 'n vrug. Ons eet die bone van daai kersie, 'n cherry, 'n kersie. Nou ja, baie as iemand van my vra, jy weet, hoe neem jy jou koffie? En dan sal ek sê, ek neem my koffie ernstig. En veral des te meer, nou dat ek weet, dis eintlik 'n vrug, nee, ek moet maar baie koffie drink. Maar deel van die koffievraag of die vrugtevraag kan wees, wat ervaar ander mense van my as hulle my beleef? Wat beleef hulle van my? Watter vrugte van God se liefde word sigbaar in my lewe? Hoe het my geloof ander mense beïnvloed? Dit is die doel, dit is deel van die doel. Maar daar's 'n verskil tussen vrug dra, want jy voel, ek moet nou vrugte dra, en dan maak die Fariseërs en die Jode 613 wette op grond van die Torah, om te sê, ok, dis wat ek moet doen, dis wat ek nie moet doen nie, dis wat ek moet doen, dis wat ek nie moet doen nie, teenoor, wees net waar jy geplant is, en dra vrugte vanuit die gedagte dat jy deel aan die boom. Jy is 'n boom, maar jy het ook deel aan die boom. En as jy bly in my, dan is daar vrugte, maar dan is die fokus nie, ek moet nou reg doen, ek moet nou dit doen, ek mag nie dit doen nie, dit moet ek aantrek. Dis nie waaroor die evangelie gaan nie. En daarom is Johannes en Genesis 2, wat praat oor die aardsheid van ons geloof, 'n ongelooflike regstelling, eintlik op daardie tipe teologie. Dan die laaste een is die storms van die lewe. Daai boom het maar storms in die lewe. Hierbo sien jy die storms en die weerligstrale. Dit is onvermydelik. En dit is waar ons leef, in die besef van, ander mense het ook keuses. Ons leef met goed wat ons weet, ons het te min hulpbronne in ons lewe, ons het te min geld, ons het te min van dit of dat, of het gaan partykeer moeilik, daar is siekte, daar is sterfte. Maar dan moet ons diep gaan in daai boom van wie God ons gemaak het, en ook saamtrek hier, en besef, ons is 'n eenheid, as ons onsself inbind en sien, in die groot wortelstelsel van die Here. Ek mag nou afsluit, en as ons besef dat ons is dan eintlik die bome, waarvan hier gepraat word, dan besef ons dat ons was ook daar 4000, 3000, 2000 jaar gelede. Waar was jy? Jy was daar waar jy 'n boompie is wat gebruik is om 'n krippie te maak waarin die verlosser van die wêreld neergelê is. Jy was daar, jy wou dalk 'n groot skip geword het, maar jy was daar waar die houtwerker vir jou 'n klein bootjie gemaak het. Jy was daar baie teleurgesteld om te sien wat jy is, maar op 'n stadium het die verlosser van die wêreld op jou geklim en gepreek. Oor kan nie meer gevaar, gaan stil word as hy bid, wakker geword een aand en die storm stil gemaak. Dit was jy. Jy was daar toe jy besef dat hierdie persoon wat aan jou opgehang word, is die verlosser van die wêreld, die Immanuel, die een wat die saamleef van Genesis eintlik vir ons op 'n manier moontlik maak. Dis 'n bloed gevloei het oor jou lewe en sê, maar hierdie is iets om te vertel. Ek kan nie anders nie, en dit gee vir ons waarde. Dit sê wie ons is. En die uitnodiging uiteindelik is om dan te sê, nie net terug nie, is in die Bybel nie, maar jy is ook nou hier en vorentoe. Jy is die boom se vrugte wat die wêreld moet beleef. Jy is die braaihout, nee? Nooi iemand vir 'n braai,
maar is ook iets van die warmte, die gasvryheid. Jy is die skaduwee waaronder iemand moet kom rus. Jy is die rook, kan ons hiermee gaan hê nie, as ons sê, die messiness van die lewe, nee, eintlik die stink van die lewe, saam in ander mense se lewe, daar waar dit vir hulle moeilik gaan, deel jy samesyn met hulle. Jy is die omhelsing, jy is die suurstof. So as ons nou afsluit, wil ek hê jy moet uitgaan vanmiddag, deur die week, waar jy is, na die naaste boom toe gaan, en daai boom 'n lekker druk gee. Daar is iets soos 'n Hug a Tree Day, né? In Amerika noem hulle dit Arbor Day, by ons noem hulle dit Boomplantdag. So daar het ek nou probeer, daar links onder is ek, en ek het my boom gaan druk. Okay. So gaan gryp jou naaste boom by die werk, en gee hom 'n druk. En daai boom sal jy sien, as jy dit doen, het maar sulke punte, né? In ons gemeente, oral by die werk, in die familie, jou kinders is maar 'n bietjie vreemd partykeer, daar's sulke karbonkels wat hier uitstaan, maar jy gee hom 'n druk, en jy nooi hulle uit, om ook in jou skaduwee te kom sit, en groot te word, as klein mensies wat moet groot word, en groot dennebome word, uiteindelik. So dit is die oproep vir ons, uiteindelik, as ons dit doen. So ek het nou nie by naaste by alles uitgekom nie, maar jy verstaan waar dit gaan, as jy nou ry so uit, dan sien jy daai boom, en jy sien daai boom, en ek, lyk ek soos daai boom, my hare lyk vandag soos daai boom, né? Dis die takke, dit is die hoop, dis die droom, dis die identiteit, dit is wie ons is uiteindelik. En dan dink jy daaraan, dat God daardie intimiteit met jou wil hê, wat hy in Genesis gehad het, anders as Genesis 1, waar hy leef in die stof van die wêreld, in die klei waar die goed gevorm word van die lewe. Afsluit hiermee, miskien is dit so, dat God nog steeds in die tuin van sy hart rondloop, en vra, okay, waar is jy? Die belofte van 'n land, beteken verlossing in die Ou Testament, waar is jy? En miskien is die mooiste antwoord, wat ek en jy as gemeente, kan gee, om vir Here te sê, hier is ek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons praat oor hierdie goed, dan is ons in verwondering oor dit wat U geskep het, en hoe ver dit terug kan gaan. Here, as U geloop het op hierdie aarde, en het U miskien verby van hierdie bome nog geloop. Maar dit is ook spesiaal om te weet, Here, vandag loop U nog rond, tussen die bome, in die tuin, en U nooi ons na daardie eenheid toe, U nooi ons na daardie een wees met U toe, waar ons krag eintlik maar net kom, uit die lood, en nie uit die lood nie, maar uit die wingerdsstok. Vader, seën ons dan met hierdie kennis wat verder moet groei soos takke in ons lewe. Herinner ons daaraan dat ons nie sonder U kan funksioneer nie, en dat ons altyd ons krag en energie kry by U, en dat ons uiteindelik ook dan by 'n plek sal wees waar ons bereid sal wees om te sê vir mense om ons, kom sit in my skaduwee, kom ek omhels jou, en dat ons ook kan dieselfde doen vir ander mense, dat ons kan sit in ander mense se skaduwee, en nie altyd om onsself net aangaan nie. Dankie Here vir hierdie geleentheid, en ons loof en ons prys U naam. Amen. Goed, ons gaan ons kollekte opneem by die deure, daar's 'n paar afkondigings wat hardloop, en dan gaan ons nou aan. Sit gerus. Vertrou die Here.